Goeiedag manne, baie welkom by Landboubestuurspraktyke graad 12. Ek is meneer Oukamp en ons gaan vandag so 'n bietjie verder praat oor bemarking. In die vorige gedeelte het ons tot op bladsy 97 gepraat oor wat behels bemarking. Ons het bemarking beskryf, ons het gesê wat is die bemarkingsproses, ons het die verskillende bemarkingskanale ondersoek en ons het gekyk na die bemarkingsketting. In die res van die vorige les het ons gepraat oor die verskillende bemarkingsmetodes en spesifiek oor vrye bemarking. Ons gaan nou vandag verder gaan na die gedeelte oor vrye bemarking. So jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 97, net om jou weer te herinner oor vrye bemarking. Wat so 'n stelsel behels, is dat die algemene bevolking vry is om enige goedere te produseer en te koop aan te bied, en die res van die bevolking is dan vry om dit te koop by die produsent. En die prys van goedere sal dan bepaal word deur byvoorbeeld vraag en aanbod, en ons sal kyk dat daar geen regeringsinmenging betrokke is in 'n vrye markstelsel nie. Dit is so 'n bietjie anders in die res van die voorbeelde, en ons gaan nou 'n bietjie kyk na koöperatiewe bemarking. So jy kan daar jou handboek oopmaak op bladsy 97 en jy kan daar saam met my volg met die goedjies wat ek onderstreep het wat belangrik is. Jy kan daar die eerste gedeelte sê, hulle koöperatiewe verenigings het aanvanklik tot stand gekom om boere wat saamwerk in staat te stel om genoeg kapitaal te bekom om toerusting in groot mate te koop en hulle produkte te verkoop. So wat ons verstaan hier by koöperatiewe bemarking is dat daar is 'n groot aantal of 'n verskeidenheid van mense wat bymekaar kom en saam 'n poolstelsel het, as ons dit so kan stel. Wat beteken dat wat hierdie gedeelte vir jou sê is, hulle dan genoeg kapitaal as hulle dit saam sit om genoeg toerusting in groot mate te koop, sodat dit dan op 'n goedkoper wyse aangekoop kan word, sowel as 'n platform te hê waar hierdie groot hoeveelheid mense hulle produkte kan verkoop of dan nou bemark. Ek gee sommer hier vir jou 'n paar voorbeelde van koöperasies. Soos wat jy hier kan sien is SSK of Sentraal Suid Koöperasie wat ons ken, hier van Swellendam se kant af, in die Klein Karoo Agri, Oeverberg Agri in die Oeverberg, en dan die Tuinroete Agri wat ons ken. Is maar net 'n paar voorbeelde, so jy sal weet wat ons bedoel met koöperasies in jou dorp, veral ons manne wat klaar betrokke is in die landbou, wat se ouers in die landbou is, sal dan weet wat bedoel word met verskillende koöperasies. Jy kan daar verder onderstreep, agri-ondernemings speel 'n beduidende rol in die ekonomie as die hanteerders, die verwerkers en die bemarkers van landbouprodukte, en dan ook as die verskaffers van produksie-insette en dienste. En wat hierdie gedeelte vir jou sê is, dit beskryf die doel of dan die werksaamhede van 'n koöperasie, as ons dit so kan sê. So dis 'n baie belangrike gedeelte onderaan bladsy 97 wat jy definitief moet onderstreep. En wat hulle vir jou hier sê is, wat doen die koöperasie vir die boer? Die koöperasie is die hanteerder van sy produk, is die verwerker van die produk in baie gevalle, en dan die bemarker daarvan. As ons byvoorbeeld dink aan graan, is dit, die koöperasie gaan byvoorbeeld vir ons die silo's hê. As ek klaar my koring geoes het hierdie jaar in November maand, dan gaan ek hierdie koring aanry na die koöperasie toe, na hulle silo's toe. Hulle gaan dit vir my hanteer, nommer 1, deur om dit byvoorbeeld in silo's te stoor. Hulle kan dit verwerk, byvoorbeeld om die verskillende vragte wat ons kry dan te gradeer en in verskillende silo's te laat stoor. Of hulle kan dit natuurlik, as daar die koöperasie byvoorbeeld 'n meel gehad het, kon hulle vir ons die produk verder tot 'n meel verwerk het, en dan is hulle die bemarkers daarvan. So wat die koöperasie dan sal doen in die meeste gevalle is, hulle sal hierdie koring ontvang en dit dan namens ons verkoop. So die koöperasie betaal jou in effek dan vir jou koring en hulle bemark dit dan namens jou. En dan natuurlik is hulle die verskaffers van produksie-insette en dienste, en wat dit dan nou beteken is, wanneer daar 'n pyp bars op die plaas of een van my masjiene breek, dan kan ek die nodige toerusting of dan nou parte ook dan nou koop by die koöperasie. So dit dien nie net as die plek waar ek my produk of 'n platform waar ek my produk vanaf kan bemark nie, maar dit dien ook as die plek waar ek my produksie-insette kry, of my dienste wat dan vir my help om hierdie produk te produseer. Jy kan dan ook onderaan bladsy 97 merk, dis in die tweede laaste reeltjie staan daar, agri-ondernemings met inbegrip van koöperasies lewer 'n groot verskeidenheid produkte en dienste. En bo aan bladsy 98 kan jy sommer daar merk,
In die derde reeltjie staan daar boere word gehelp om hulle risiko's te bestuur, om hulle graan te berg. En in die volgende reeltjie begin met die woorde finansiële dienste word dan ook gelewer. So afhangende van waar hierdie koöperasie voorkom, gaan afhang van die tipe en die verskeidenheid van dienste wat die koöperasie dan bied. Byvoorbeeld 'n koöperasie in ons area waar ons 'n saaiery het, gaan heel moontlik masjiene diens, soos byvoorbeeld stropers, combines of dan nou planters wat op 'n groot skaal gebruik word soos in ons area. Maar die koöperasie wat byvoorbeeld aan die kant die berg in die Karoo gaan wees, gaan nie noodwendig al hierdie dienste kan aanbied nie, want in die Karoo is die boerdery meer geskoei op veeboerdery. So afhangend van waar hierdie koöperasie is, gaan afhang van die verskeidenheid en die verskillende dienste wat die koöperasie dan vir jou gaan bied. In daai volgende reeltjie kan jy onderstreep landboukoöperasies is 'n onderneming wat deur landbouprodusente gevorm word om hulle hulpbronne tot al die lede se voordeel te kombineer. En ons gaan dit spesifiek sien uit hierdie gedeelte wat jy op die slide sien, die beginsels van landboukoöperasies. So onderaan kan jy daarso merk die beginsels van landboukoöperasies is nommer 1. Die lede is dan eienaars en nie aandeelhouers nie. So met ander woorde, ek as byvoorbeeld 'n lid van die koöperasie, ek het 'n plaasie buite Riversdal en ek is 'n gebruik die koöperasie om my besigheid te doen en ek as lid wat dan 'n ledefooi betaal, is dan ook die eienaar. So met ander woorde, ek sien net 'n aandeelhouer, ek is ook dan 'n eienaar. En ek het besluite op wat gebeur met hierdie koöperasie. Die volgende punt kan jy onderstreep, die doel van die koöperasie is nie om 'n wins te maak nie, maar dit is om die lede te dien deur belangrike noodsaaklike dienste te verskaf. Met ander woorde, hierdie koöperasie se funksie, se doel is sodat ek my produk kan lewer. En hulle vat my hand om hierdie produk van my te kan lewer. Het jy dit dan wol is, of vleis is, of graan is, wat ook al die geval mag wees. So met ander woorde, hulle probeer nie hulle produkte, byvoorbeeld die draad wat hulle verkoop, of die diens wat hulle lewer in terme van die swyswerk, of wat ook al die geval mag wees, probeer hulle nie gee teen 'n wins nie, hulle probeer net kry dat ons insette wat ons gaan gebruik om ons produk te lewer, goedkoop te kan kry, sodat ons die produk kan lewer. Dis nie 'n winkel wat byvoorbeeld 'n diens lewer teen 'n geweldige wins nie. Die volgende een kan jy onderstreep, risiko's word deur al die lede gedeel, dan nou in spesifiek om in hierdie besigheid dan te bestuur. Die kombinering van hulpbronne in die volgende punt in 'n koöperasie gee aan produsente skaalvoordele. Dit moet jy ken, daardie woord. Met ander woorde, hulle kan groot hoeveelhede goedere koop en groot volume afslag kry. As ons byvoorbeeld draad aankoop en as elke boer onafhanklik byvoorbeeld van 'n koöperasie moes draad aankoop, sê nou maar van oorsee of van 'n staalmaatskappy in die noorde, dan gaan dit geweldig duur wees om die draad tot hier te kry. Maar as al die produsente byvoorbeeld draad saamkoop in hierdie poolstelsel as 'n koöperasie, dan kry ons dit teen soveel goedkoper. En omdat ons dan 'n groter volume van dit koop, kry ons dan ook gewoonlik afslag. So ons kan dan die goedere teen goedkoper aankoop. Die volgende punt kan jy daar onderstreep. Kombinering van hulpbronne laat produsente toe om oes of verwerkingstoerusting te koop wat hulle nie individueel kan bekostig nie. So met ander woorde, 5 boere kan byvoorbeeld 1 stroper saamkoop in so 'n landboukoöperasie. Of byvoorbeeld wat ons hier het op die dorp, ons koöperasie het dan nou hierdie silo's wat hulle vir ons hierdie diens lewer van die silo's. Met ander woorde, elke boer hoef nie 'n silo en iemand aan te stel op sy plaas wat vir hom gradering doen van sy koring, sodat hy dit in sy eie silo's kan stoor nie. Ons gebruik hierdie een koöperasie se silo's dan om al die werk te doen wat ons dan graag sou wil hê. En die laaste punt wat ek onderstreep het is, die pool van produkte vir bemarking gee aan produsente 'n mededingingsvoorsprong, omdat hulle groter bestellings kan neem. Met ander woorde, ek kan in plaas van net my 10 ton koring wat ek byvoorbeeld op my plaas het, kan ons nou saamsit met 'n klomp boere se koring en op die ouend argumentsonthaalwe 100.000 ton koring of 1000 ton koring bemark in plaas van net my 10 ton. So ons kry dan die voordeel daarvan dat ons dan op 'n groter maat kan bemark en dan beter kopers en groter kopers dan so trek. Die volgende slide wat ek vir jou wys is dan net onder dit die voordele vir landboukoöperasies. Dit is baie dieselfde as byvoorbeeld
beginsels wat ons nou net bespreek het, so ek gaan nie weer daardeur gaan nie, net jy moet daai laaste punt net vir my merk, dis die 5de punt van boaf by voordele, die laaste een op my slide, is dat in so groot koöperasie kan krediet dan verleen word aan lede. So met ander woorde, as ek byvoorbeeld 'n lid is van die koöperasie en ek kry net een keer 'n jaar inkomste, byvoorbeeld uit my graan of uit my vleis wat ek verkoop, dan kan ek op skuld of dan nou met krediet leef of dan nou goedere koop wat ek nie dadelik betaal by die koöperasie nie, maar wat ek dan eers sal betaal sodra my oes in is. En daarom kan hierdie koöperasie dan die mag om geld te leen of dan nou goedere of krediet te gee sodat ek goedere kan aankoop om dan my produk te lewer totdat ek my inkomste kry van die produk wat ek dan lewer. By die nadele kan jy op bladsy 99 jou boa net merk, produsente ontvang die gemiddelde prys van al die verkope gedurende 'n spesifieke jaar. So met ander woorde, ons kry net 'n gemiddelde prys, dit gaan nie vir elke boer wat byvoorbeeld bietjie beter doen, gaan nie 'n beter prys kry nie. Dit gaan dan nou spesifiek oor hierdie skaalvoordeel of hierdie voordeel van saam wees, maar dan deel ons dan ook die pryse wat ons dan kry. Ek gee sommer hierdie net 'n paar voorbeelde van dit wat ons nou bespreek het. Hier is sommer 'n werkswinkel waar trekkers of masjinerie dan reggemaak kan word. Ons het dan die voordeel om goedere te koop, soos byvoorbeeld hierdie pompe wat ek vir jou hier wys, wat dan goedkoper gekoop word as elke boer byvoorbeeld ek gebruik 'n voorbeeld van Gauteng, 'n pomp moes laat kom om byvoorbeeld te installeer op sy plaas, sal dit baie duurder wees as wat ons gesamentlik in die koöperasie dan die diens het van die maatskappy wat die pompe dan vir ons lewer. Of die koöperasie kan 'n klomp pompe gesamentlik koop en die boer kan dit dan 'n bietjie daai skaalvoordeel geniet om dan afslag te kry per eenheid as hy dit dan eerder by sy koöperasie dan aankoop. En dan het ek gepraat oor die silo's. Ons het dan self silo's op ons dorp wat ons gebruik. Dit bring ons dan by beheerde bemarking, wat dan die tweede laaste vorm van bemarking is. Ons het nou gepraat oor 'n vrye markstelsel, waar prys dan nou byvoorbeeld bepaal word deur vraag en aanbod. Ons het gepraat oor koöperatiewe bemarking, waar ek my bemarking deur 'n koöperasie doen, wat dan sekere voordele vir 'n produsent het. En die tweede laaste een is dan beheerde bemarking. En wat hier belangrik is, wat vir my hierso die heel belangrikste is wat jy moet onthou, is by beheerde bemarking is daar inmenging van die regering. So jy kan dit vir jou daar merk, dit wat ek hierso op die slide gesit het. Beheerde bemarking is die inmenging van die regering in die bemarking van 'n produk. Hoe vind dit plaas? Dit kan plaasvind deur byvoorbeeld subsidies, pryswaarborge, beperkings op invoere, iets soos byvoorbeeld enkelkanaalbemarking of dan nou die verbod op sekere bemarkings en produksiekwotas natuurlik. Die doel daarvan kan jy vir jou merk daarso is om die pryse van landbouprodukte te stabiliseer, punt nommer 1, en die tweede een is om die gaping tussen produsente en verbruikerspryse dan kleiner te maak. Dis al wat jy daarso moet ken. Wat hier belangrik is, die regering meng in op een of ander manier. Vroeër jare het dit baie so gewerk, dat die regering baie meer beheer gehad het oor byvoorbeeld die pryse van produkte, deur byvoorbeeld subsidies en so aan verboede aan te bied, soos wat die voorbeelde daar vir jou sê, maar deesdae wil ons eerder 'n vrymarkstelsel hê, waar ek die voordeel geniet van 'n vraag en aanbodstelsel. En die laaste een wat ons doen is internasionale bemarking. En al wat jy hierso moet merk is internasionale bemarking kan gedefinieer word as bemarking op 'n wêreldwye skaal. So met ander woorde, dit is byvoorbeeld waar ons goedere in of uitvoer. En spesifiek in Suid-Afrika is daar produkte, jy kan in daai tweede paragraaf merk, wat uitgevoer word, soos byvoorbeeld wyn, wol, vrugte, daar's 'n baie verskeidenheid van produkte. En dan as ons rand byvoorbeeld, ons verdien ons geld in Suid-Afrika in dollars, so met ander woorde dit wat ons uitvoer, so met ander woorde as die rand baie swak is teenoor die dollar, dan kry ons goeie inkomste uit uitvoer uit. So as ons byvoorbeeld baie geld betaal per dollar, ons kry ons rand is swak teenoor die dollar, dan beteken dit ons kry meer inkomste uit hierdie buitelandse of uit ons uitvoere uit, spesifiek dan vir wyn of wol of vrugte of wat ook al daardie mag wees. En as die rand dan sterker raak, soos wat ons dan nou op baie gevalle dan wil hê,
maar dan is dit vir ons sleg as ons uitvoere het, soos byvoorbeeld ons wolboere in ons area, of ons vrugteboere in ons area, dan verdien hulle weer minder geld uit hierdie uitvoere uit, wat ons dan nou so kan sien. Dit bring ons dan by hierdie gedeelte oor bemarkingswetgewing. Jy kan daarso merk, die wette wat jy net moet ken, is baie belangrik. Ek gee net vir jou hierdie, net die hoofopskrifte, jy moet net die name van hierdie wette kan ken. Ek weet net so kortliks waaroor elkeen gaan, dit word vir jou baie mooi daar opgesom in die handboek. Ek het sommer net die hoofwette daar gesit. Eerste een is die wet op bemarking van landbouprodukte, die tweede een is die wet op landbouprodukstandaarde, die wet op uitvoer van bederfbare produkte, die wet op vleisveiligheid, die wet op landbouprodukteagente en dan die verbruikersbeskermingswet. Jy kan dit net vir jou daar merk, sodat jy dit dan daar net vir jou kan hê, om dan te weet waaroor die wette dan nou spesifiek gaan. Die volgende gedeeltjie gaan oor die belangrikheid van bemarking, en jy kan sommer daar onderaan merk, ek lees net eerste sinnetjie vir jou, vir 'n bemarkingsplan om suksesvol te wees, moet dit die behoeftes en begeertes van die verbruikers of kopers in die teikenmark in ag neem, en ek het hierdie gedeelte onderstreep. Om 'n marksegment te probeer oortuig om iets te koop wat hulle nie werklik spesifiek wil hê nie, is uiters duur en selde onsuksesvol. Of dan nou selde suksesvol. Bemarkers is afhanklik van die insig wat ingewin word deur marknavorsing. So alwaaroor hierdie gedeeltjie gaan, en wat hulle dan nou eintlik vir jou mee inlei, is net om te sê hoe belangrik marknavorsing is in bemarking. So ons wil nie produkte aan mense bemark wat hulle nie noodwendig wil hê nie, dan mors ons tyd. Die bemarkingsfunksies kan jy dan daarso merk, is baie belangrik. Jy kan dit ook noem die stadiums in bemarking. Die eerste een is vervoer, en daar kan jy net kyk, hulle sê vervoer is die verspreiding van produkte van die plaas na die verbruiker, en die voorbeelde wat hulle gee, is op die pad, of deur byvoorbeeld op die spoor, of lug of see. As ons byvoorbeeld op die pad vervoer, dan is dit gewoonlik binnelands. Jy kan vir daar byskryf, dit is dan binnelands. Spoor kan jy daarso neerskryf, gaan goedkoper wees as op die pad, maar ons gaan nou byvoorbeeld die hele trop dalk moet huur. Lugvervoer gaan baie vinnig wees, en seevervoer gaan byvoorbeeld dan groot volumes wees, wat ons dan oor groot afstande dan wil vervoer. Opberging, die volgende een kan jy daarso merk, wanneer ons byvoorbeeld landbouprodukte berg, gaan dit afhang van die lewensduur, of dan die tyd wat dit vat voordat daardie produk bederf word. Die voorbeelde wat hulle gee is, koring en mielies word in silo's gestoor, gaan baie belangrik wees tydens die gradering, dat ons byvoorbeeld dan die voginhoud bepaal, sodat dit dan nie vrot in daardie silo's nie. Vrugte en groente gaan in koelkamers gestoor word tussen 1 en 5 grade Celsius, melk gaan in vlekvrye staaltanks gestoor word, soos byvoorbeeld tussen 0 en 3 grade Celsius, vleis gaan ons in koelkamers stoor tussen 0 en 4 of dan nou vries teen -20 grade Celsius. Dit is belangrik om net daardie kernpunte te weet. Elke produk gaan nou spesifiek verskillend opgeberg word, maar dit is belangrik om dit op te berg, sodat ons die lewens tydperk van hierdie produkte dan kan uittrek, sodat ons dan hierdie produkte vars vir mense kan aanbied, of dan nou dat dit nie gevaarlik is om te gebruik nie. En as ons dit kan berg, kan ons dit oor groter afstande dan vervoer om te versprei. Die volgende een gaan oor verpakking, en daar het ek net 2 woorde onderstreep. Die eerste een is dan promosie. Met ander woorde, ek kan nie my naam of my kenteken of my logo van my besigheid op die produk self sit nie. Het gaan baie moeilik wees om dit op koring self te sit, maar as ek dit byvoorbeeld in 'n spesifieke verpakking sit, kan ek my naam of my logo op die verpakking sit. Dink byvoorbeeld aan eiers. Ons kan nie elke eier 'n logo opsit nie, ons doen dit spesifiek op die verpakking. So verpakking is belangrik by die promosie, en dan is dit ook belangrik by byvoorbeeld standaardisering en gradering. So dit gaan afhang van watter tipe graad of watter tipe produk ek dan nou het. As dit by 'n spesifieke graad is dit byvoorbeeld die beste vrugte op die mark is, gaan ek dit dan op my verpakking aandui, sodat ek dan die persoon wat dit dan koop sal weet watter tipe produk is dit. As dit die varsste vrugte is of die beste vrugte, of byvoorbeeld wat die gehalte van die vrug of wat ook al die geval dan mag wees.
Die volgende een is preservering en voedselveiligheid. Byvoorbeeld varsprodukte word verpak in beskermde verpakking, sodat dit dan veilig is wanneer dit vervoer word en dan nie bederf raak nie, soos ons reeds gepraat het daaroor. Die volgende een is bemarkingsinligting wat gegee moet word. Dan verwerking, kan jy daar so merk, talle landbouprodukte word verwerk voordat dit dan bemark word, en heel onderaan sê hulle melk kan byvoorbeeld verwerk word in produkte soos 'n poeier, botter of dan iets soos kondensmelk. Finansiering en risiko's kan jy onderstreep. Die bemarking van goedere is duur en daarom help tussengangers soos banke en versekeringsmaatskappye om transaksies te finansier en teen risiko's te verseker, wat dan baie belangrik is in hierdie bemarkingsproses, omdat hierdie produk dalk deur verskeie hande gaan voordat dit op die einde by die verbruiker uitkom. En die laaste een is dan verkoop. Dit is dan die uitruil funksie van bemarking wat behels die koop en verkoop, die soek van moontlike kopers, prysbepaling van produkte en dan op die einde die oordrag van eienaarskap. So ken dit net dan ook as 'n definisie. Die tweede laaste gedeeltjie in hierdie hoofstuk wat ons dan gaan doen is produkorganisasies en wat dan nou die doel is van hierdie produkorganisasies. En jy kan sommer daar net vir jou byskryf of onderstreep. Produkorganisasies is organisasies in die eerste sin waarby die boer kan aansluit om sy produk te help bemark. So hulle gaan vir jou dalk vra, wat is die rol, wat is die voor- en nadele van produkorganisasies en wat word bedoel met produkorganisasies, en dan jy moet hierdie term ken en dit kan beskryf en vir hulle kan sê dit is 'n organisasie waarby 'n boer kan aansluit om hom te help om sy produk te bemark. Dit gaan nou byvoorbeeld 'n organisasie wees so CMW of OVK wat vir jou help met wolbemarking en vleisbemarking, net so ook byvoorbeeld BKB wat nou al vir ons help in die bemarking van selfs graan, wild en verskeidenheid van ander landbousektore, en dan iets soos die RPO wat dan die rooi vleisprodusente organisasie is. En dan as ons spesifiek oorgaan in die rol van hierdie produkorganisasies, is dit baie belangrik dat jy dit ken, en ek het 3 dae vir jou opgesom en enetjie bygeskryf. Die eerste een is bedryfsinligtingsdiens, met ander woorde, hulle gee inligting, die doel van hierdie, of die rol van so 'n organisasie, soos byvoorbeeld BKB, is om inligting oor te dra aan die produsent. So daardie agent wat byvoorbeeld by jou kom skeer van BKB, gaan hy jou toe kom en vir jou van 'n nuwe tipe voer vertel, of 'n nuwe tipe skeermasjien om beter te skeer, of 'n nuwe tipe kam of 'n lem op die skeermasjien wat gebruik kan word. En so dra hulle inligting vir jou oor die spesifieke tipe produk wat jy lewer. Die volgende een is markontwikkeling en produkpromosie. Jy kan sommer net daarso vir jou neerskryf of onderstreep. Markontwikkeling en produkpromosie gaan spesifiek daaroor as ons byvoorbeeld dink aan wol. Dit gaan ek as 'n produsent lewer my wol aan BKB en BKB is net 'n tussenganger om hierdie wol dan te verkoop in byvoorbeeld die buiteland, en hulle is dan nou spesifiek daarvoor verantwoordelik om die mark te ontwikkel. So ek lewer my wol aan BKB en vertrou hulle om byvoorbeeld my wol aan die buiteland dan te verkoop of aan die kopers dan te verskaf. Wat dit is vorm dan die hele bemarkingsrol word dan deur hierdie produkorganisasie soos byvoorbeeld BKB vervul. En in die laaste punt, of die tweede laaste punt wat ek daar sê het, is navorsing, ontwikkeling en tegnologieoordrag. So dit gaan spesifiek as ons dink aan die RPO, die klomp navorsing wat hulle byvoorbeeld in samewerking met universiteite doen, om spesifiek te kyk hoe kan ons vleis beter produseer, hoe kan ons die hele proses van waar die bees of sê nou maar 'n jong kalf gelaai word op 'n lorry en vervoer word na 'n abattoir, hoe kan ons daardie proses verbeter sodat die vleis, die kwaliteit van die vleis dan optimum is as ons dit dan aan die verbruiker verskaf, om dan spesifiek in terme van die tegnologie wat ons gebruik of byvoorbeeld die stres wat die dier ervaar, hoe kan ons dit verminder om dan die produk te verbeter. So hulle is besig met sulke tipe navorsing en dan nou in die ontwikkeling van tegnologie om hierdie produk van ons dan te verbeter, en dan as deel van die inligtingsdiens gaan hulle dan die inligting aan die boere oordra en dan so nie net die produk nie, maar ook die produksie van die produk, dan as ek dit so kan noem, te kan verbeter. En die laaste punt wat ek daar geskryf het,
onder die rol van produkorganisasies is opleiding. Soos byvoorbeeld dink aan BKB, nie net kom hulle en vertel vir ons van of gee vir ons inligting oor die bedryf, oor waar die mark aanvang, waar die beste kopers is, waar die beste wol is om te skeer, maar hulle gaan ook vir ons opleiding gee om byvoorbeeld 'n wolkursus te doen, waar ons dan leer hoe om hierdie wol te klas of te gradeer, as ons dit so kan sê, sodat ek as produsent dan ook weet wat van my verwag word in terme van die tipe produk wat ek dan nou moet lewer. Die voordele kan jy sommer daarso onderstreep. Ek het die eerste 3 natuurlik dan nou onderstreep wat die belangrikste net volgens my is. Ek dink nie veel meer as dit dan nou te ken nie. Die eerste voordeel is hierdie produkorganisasies onderhandel vir krediet met banke namens boere. Hulle kan dan ook 'n diens lewer waar hulle vir ons krediet gee om ons produk te lewer, omdat hierdie produkorganisasie afhanklik is van die produk wat ons dan moet lewer. Hulle organiseer insette en onderhandel kortings namens die boere, so met ander woorde, hulle sal byvoorbeeld soos wat CMW gemaak het of BKB ook, hulle gaan dan byvoorbeeld koöperasies hê, of dan nou handelstakke hê waar hulle vir ons dan nou spesifieke insette in ons produk dan teen 'n goedkoper prys dan vir ons kan aanbied. En die laaste een wat ek onderstreep het, is dit organiseer markte vir die boere. Dit is die voordeel wat ons het. Ek doen nie die bemarking nie, BKB of die RPO doen dit dan namens my. Hulle ontgin dan markte vir ons. En dan kan jy ook sommer net daarso kyk, hulle praat oor die voorsiening van tegniese en wetenskaplike advies, daaroor het ons al gepraat, hulle gee markinligting oor wat die prys maak, so hoe kan ek my produk aanpas om by die beste prys uit te kom, en hulle adverteer en promoveer dan nou ons landbouprodukte, soos wat ons kan sien, hulle sal baie keer, soos wat die NWKV dan ook sal doen, die Nasionale Wolkwekersvereniging, so hulle sal die publiek inlig oor wat rondom ons produk gebeur. En hoekom is dit vir my belangrik? Want ek wil hê dat die persoon wat op straat is, nie my wolprodukte moet boikot, oor hulle dink ons maak die skape seer as ons hulle skeer nie. So dis die NWKV se verantwoordelikheid om aan die publiek te verduidelik, maar ons maak nie die skape seer nie, dis iets wat noodsaaklik is, gebruik asseblief ons produk, want dit is organies, dis diervriendelik en dis omgewingsvriendelik. By die nadele kan jy sommer daarso merk, die 3 wat hulle vir jou gee. Die nadele is dat dit beperk die inisiatief van 'n boer. So as ons byvoorbeeld aan hierdie produkorganisasies behoort, gaan dit baie keer met reëls gepaard of natuurlik gebruike om dan nou beheer te hê oor hulle produk of die produk wat ons dan vir hulle lewer. En dan spesifiek ook by bemarking gaan my inisiatief in die proses van bemarking gaan nie gebruik word as ek dan nou die boer is nie. Die bemarking en onderhandelings is dan beperk, soos ons gesê het, en dan nou ons moet geld betaal om 'n lid te wees van hierdie organisasie. Die laaste gedeelte is dan advertering, en hier moet jy vir my baie mooi luister, die belangrike definisie dan hiervan, of die hoofdoel dan van advertering, kan jy daarso merk, ek het 6 punte wat ek vir jou gaan gee, as ek so vir jou vra, as hulle vir jou byvoorbeeld aan die einde van die jaar vra, wat is die hoofdoel van advertering, dan gaan jy sê, nommer 1, dis om mense in te lig, waaroor? Oor nuwe produkte en dienste wat gelewer word, dis die eerste 3 punte. En dan ook om mense te oorreed om die produk te koop, of om van die dienste gebruik te maak, en dan om spesiale aanbiedinge aan te bied. Wat is die hoofdoel van advertering? Mense in te lig oor produkte en dienste, die mense te oorreed om die produk of dienste te gebruik of te koop, en dan om dan nou spesiale aanbiedinge dan nou aan te bied of bekend te maak. En dit is die 6 punte wat ek vir jou gaan gee, vir die vraag, wat is die hoofdoel van advertering? Die metodes van advertering kan jy sommer daarso merk. Ons kan dit aanlyn kan ons adverteer, deur die koerante, deur die radio of televisie, deur om te praat daaroor, byvoorbeeld deur gesprekke, pamflette of plakate, byeenkomsborgskappe, so met ander woorde Spar borg ons rugbydag, en dan vind advertering dan vir hulle so plaas, direkte pos byvoorbeeld aan mense, of dan nou advertensieborde. Ek brei verder uit oor die metodes van advertering. Hier kan ons sien die advertensies, die artikels, die verskillende platforms wat ons gebruik, promosies, en dan nou as ons byvoorbeeld uitstallings het, of borg of donasies aangaan. Hierdie bring ons dan by die einde van die hoofstuk 5. In die volgende video sal ons begin met hoofstuk 6. Ek herinner jou net aan daardie oefeningkie wat jy moes doen in die vorige video,
dat jy dit vir my doen, dadelik net 'n foto neem van en vir my stuur asseblief, sodat ek weet jy het dit gedoen. Hierdie is nou alles wat vir jou verwag sal word oor bemarking, die verskillende forme van bemarking, prysvasstelling en iets soos byvoorbeeld vraag en aanbod, die gelykbreekpunt. Ons het oor al daardie goedjies gepraat in hierdie hoofstuk. Wat baie belangrik is, hulle is lief daarvoor om uit hierdie hoofstuk taamlik 'n klomp vrae te vra, want dit maak baie lekker vrae uit, en dis eintlik nie moeilike werk om alles te onthou en te leer nie. Merk daai goedjies wat ek vir jou gesê het belangrik is in jou handboek, sodat jy weet waarop daar gefokus word en wat ons gewoonlik sien in vraestellings. En ek gaan vir jou 'n paar ekstra notas uitdeel of vir jou stuur wat jy saam met hierdie stuk dan kan leer vir jou eindeksamen. Ons sal dit heel moontlik eers vir jou gee wanneer die skool weer begin. En as dit dan nou nie gou gaan wees nie, sal ek vir jou dan natuurlik hierdie goed e-mail, maar dit is 'n belangrike gedeelte hierdie met goeie notas wat sommer opsommend net ook praat oor al hierdie werk. So in die volgende gedeelte sal ons praat oor die bestuursproses in boerdery. Ons sal 'n bietjie praat oor arbeid en 'n klomp wette daar rondom, maar dit is dan nou eers in die volgende gedeelte. Baie dankie.